Goeiemôre, baie welkom. Ons is in hierdie lydingstyd, ons nou besig in Johannes, ons is by Johannes 4 en eintlik moet 'n mens die hele hoofstuk lees, nee, hy's baie lank. So maak maar so lank jou Bybel daar oop. Maar kom ons begin op die regte manier. Die Jesus, ons dink vanoggend aan U wat gesê het, elkeen wat van hierdie water drink sal nooit weer dors kry. En ons is hier. En ons sal vra dat U ons sal vul met U water. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede. Skenk God in jou, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En nou wil ek jou nooi en sê, kom ons maak ons Bybels oop by Johannes hoofstuk 4. Ek gaan nou lees van vers 5 af. Vers 5 sê, hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar. En Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê te vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het daar gevra, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee vir my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daai water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie, en Jesus sê vir haar, dis reg, wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle, die plek waar mens God moet aanbid is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. En dan los ek 'n gedeeltjie uit en ek spring na vers 39 toe. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom, en op die grond van die woorde wat die vrou getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle oor te bly. Hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in hom gekom op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy ons vertel het nie, want ons het self na hom geluister. En ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Gelukkig is elkeen van ons wat na hierdie woorde kan luister, né? Wie se kruis 'n kraan is ons tema.
wie se kruis 'n kraan is. Ek kom 'n ding agter. Jy weet, oral waar jy kom met mense deesdae waterbottels. Bottels om uit water te drink. Dan dink ek so, hulle kon altyd 'n vergadering deurgaan sonder 'n bottel water. Nou kan hulle nie. Maar nou ja, bottels water, want te min water is baie ernstig, maar te veel water is baie skadelik. Ons is totaal afhanklik van water. Ons moet 8 glase water drink, dit is so. Maar kom ons gesels so 'n bietjie oor geestelike hidrasie. Geestelike hidrasie is geweldig nodig vir die transformasie wat in ons lewe moet plaasvind. En dis waaroor hier gepraat word in Johannes 4. Jesus is in 'n droë deel in Samaria, in 'n droë deel, en hy's dors. En hy gaan sit by die put. En dan vra hy die vrou water, terwyl hy soveel het om te gee. Al is dit teen die gebruik en teen die kultuur en teen die godsdiens in, vra hy. Dit laat my so dink, dis amper soos Israel daar in die woestyn, toe hulle so dors gekry het, en hulle vir Moses sommer regtig aangetree het. Ek weet nie hoe om dit anders uit te druk nie, want toe sê hulle, ons kinders gaan nou hier in die woestyn omkom van die dors, en dit is jou skuld, en toe is dit sommer nou net daar Moses se skuld, en Moses sê vir hulle, moenie die skuld op my pak nie, moet asseblief nie skuld op God pak nie, julle gaan tweede en derde daarvan afkom. Maar God het deur Moses vir die volk water gegee, Hy het nogal die leiers bymekaar geroep, en toe het hy met die kierie waarmee hy die rivier oopgemaak het, die Rooi See oopgemaak het, het hy teen die rotse slaan, en God het water daar laat uitkom. Lewende water, lewende water in 'n ander sin, lewende water in die Joodse tradisie beteken water wat vloei. Maar dit het ook vir hulle tot geloof gebring, 'n transformasie by hulle gebring, 'n egte geloofshidrasie. Die eerste ding wat ek lees hier uit Johannes 4, is hierdie geskenk van bo. Ons het 8 glase water nodig om te kan leef, anders gaan ons doodgaan. En Jesus sê, ek het die lewende water, sodat jy in alle ewigheid nooit sal doodgaan. In Genesis 17 vra die volk vir Moses, is die Here by ons of nie? As hy dan met die kierie teen die klip slaan en daar kom water uit, dan noem hy die plek Massa en Merida, want is die Here by ons of nie? Dis wat die twee woorde beteken. Leonard Sweet het 'n interessante ding gesê. Hy het gesê, water se afkorting is H2O, die simbole, H staan vir waterstof. Wat gebeur as jy 'n vuurhoekie na my waterstof bring? Dit maak boom. Wat gebeur as jy suurstof by 'n vlam bring? Dit eskaleer 'n boom. So wat gebeur as jy waterstof en suurstof by mekaar bring? H2O. Dit maak boom boom. Dit gee lewe. En in die geval tot in ewigheid. Boom boom. 'n Kruis met 'n kraan. In Johannes 7 staan daar geskrywe, lewende water sal uit julle binneste kom. Die water wat ek gee, sê Jesus, verander en loop in jou saam. Dieselfde het gebeur in Samaria. Dieselfde gebeur ook in Brackenhurst. Wanneer jy van hierdie water drink, van die kruis af, kry jy die lewe en sal in alle ewigheid nooit dors word nie. Glo jy dit? Jesus verander jou wat drink. Jesus verander jou tot in ewigheid. 2 woorde staan natuurlik uit in die gedeelte, Samaria en die put. En dis nogal groot, Samaria, weet jy, ons moet dit nie miskyk nie. Ek moet nou 'n klomp jare teruggaan. Party sê dis hier 450 jaar voor Jesus op aarde was. Daar lank terug was daar 'n ballingskap. So julle onthou van Daniël se tyd en so aan. En toe het hulle al die jong leiers en die leiers het hulle 'n ballingskap gevat en uit die land uit weggevat en in 'n konsentrasiekamp geplaas in 'n ander land. Daar het die mense vreeslik geween en dit was 'n geloofsworstelstryd.
en gesê het God ons dan nou verlaat. Die mense wat agtergebly het in Israel, het op daai tyd gesê, God het die sondaars verwyder uit ons midde uit. So God het ons gelos, want ons is reg. Maar toe het hulle so 'n bietjie afgedwaal, en toe het hulle later ondertrou met ander volke en nasies wat daar gebly het. En toe het God met die ouens in ballingskap 'n ander geloofspad geloop, as jy nou dink aan Nehemia se tyd. En toe het hulle, toe daar tyd gekom het die Here vir hulle gesê, suiwer julle, as julle nie voluit deel van die ras-egte Jode is nie, verwyder die mense uit julle midde uit. En toe hierdie skoon ras-egte Jode het toe teruggetrek saam met Nehemia hulle, teruggetrek na die beloofde land toe. So toe hulle hier kom en hulle sien hierdie Jode wat ondertrou, toe is die vet in die vuur, want die Samaritane, dis nou die Jode wat oorgebly het toe gesê, ons is al wat God gespaar het, want ons was reg, ons het reg gelewe, en die ouens wat ingekom het gesê, julle het uitgebaster, ons wil met julle niks te doen nie. En daar is dit so twee groot pole. Hulle praat nie met mekaar. 'n Jood, as hy by 'n Samaritaan verbykom, sal hy op sy voete spoeg, maar hy sal nie met hom praat nie. En hier is Jesus en hy sit langs die put en hy sê vir die vrou, skep vir my water. Jesus gaan stop in Samaria. Hy loop ook nie soos die ander Jode om Samaria nie. En Jesus sal sit by die put en hy sê vir die vrou, ek wil interaksie met jou hê. En dan sê hy eintlik vir haar, en jy is dors vir my water. Die Jakobput. En as hy dan nou praat van die lewende water, dan wil ek weer vertel, 'n put, nee, 'n put word gegrou en die water syfer in, maar nou 'n put is so oop. So goggetjies en paraatjies en allerlei kiekies loop in daai water in. So dis pitwater. En jy kan dit drink, maar jy moet dit deur 'n filter sit. Maar as jy by 'n springfontein kom, of 'n fontein wat uit die water so uitspuit, en jy kan daar lewende water, het hulle dit genoem, opneem, dan is dit skoon soos hy uit die aar uitkom. Geen vinger goed in. En Jesus speel met haar die woorde en hy sê, ek het die lewende water, en sy sê, ek wil van daai springfontein se water hê, en hy sê vir haar, nee, jy verstaan nie mooi nie. Die water wat ek jou sal gee, sal jou in alle ewigheid nooit laat sterwe. En dan as hy sê, ek wil hê, dan sê hy, dan kom sy tot geloof. En dan besef ons 'n groot ding, en Johannes se klem daarop, aan die einde, want dis hoekom ek dit gelees het, jy weet, jy kry nie 'n tweede generasie geloof nie. Toe die vrou na Samaria toe hardloop, en sy sê vir hulle, kom kyk hierdie Jesus, hy's 'n profeet, paar het geglo, maar toe hulle na homself geluister het, en na sy woorde geluister het, het hulle tot geloof in hom gekom, of haar gesê, ons glo nie meer tweede rangs nie. Ons glo nou, want ons het self van 'n verhouding met hom geklim. En ek wil dit vir jou sê oor jou getuienis. Terwyl jy kind is, word jy gered, en God sien ook na jou op grond van die geloof van jou ouers. Maar daar kom 'n punt in jou lewe dat jy self moet kies en self jou geloof in Jesus Christus moet aanneem en dat dit 'n lewende verhouding tussen jou en die Here sal wees. Kan nie tweede geslag Christen wees nie. Kan ek kom vat na 'n bietjie dieper insig. Daar's genade elke dag, want God sorg vir ons en God voed ons. As Jesus dan sê, ek is die lewende springfontein water. As jy van hom drink, sal jy nooit weer dors kry nie. Dan wil ek jou uitdaag, dat dit jou styl van lewe moet wees. 'n Lewende verhouding is baie keer op die vreemdste plekke. Kan ek jou 'n storieetjie vertel? Ek wil graag. Dit kom uit 'n boek uit, When Good Isn't Good Enough. As goed nie meer goed genoeg is nie. Stephen Brown vertel hom, hy sê, hy was as laerskoolkind in 'n skool met 'n vreeslike kwaai skoolhoof, Mr. Hunt. En almal was bang vir die skoolhoof. Almal was bang. As jy sien die skoolhoof kom aan 'n hardloop jy weg.
So die onderwysers het later agtergekom, hulle kan die kinders afpers met die skoolhoof. As jy nie nou sit nie, stuur ek julle na meneer Handhoekops, doodstil, almal luisterde. Hulle skuif nie eers rond nie, hulle is af letterlike rooi mure wat besig is om hulle te byt. En toe eendag het Steven Brown net te veel gepraat in die klas. En toe sê juffrou Smit vir hom, Steven, gaan na meneer Brown toe. En daar moet hy toe nou na die skoolhoof toe gaan. Nou moet hy van meneer Hand gaan kuier. Klop in die deur, maar hy's bang hoor, hy's bang. Hy sê hy het amper al omgeval van floute nog voor hy in die deur geklop het. Kom in, en hy stap in en die skoolhoof sê vir hom, kom in en maak toe die deur, maar kom sit jy hier. Maar hy bewe so groot as wat hy is. Hy is een groot bewerasie. En hy maak die deur toe en die skoolhoof sê vir hom, sit dan. Wat is jou naam? Steven meneer. Maar hy kry nie asem gehaal nie, hy kry niks reg nie. Steven, wat het gebeur? Mevrou Smit het my gestuur, want ek het te veel gepraat meneer. Nou vertel my bietjie meer en hy vertel hom toe. En die skoolhoof besef, hierdie ouetjie is net kind. En hy sê vir hom, Steven, nou ek kan jou nie hier laat uitgaan sonder straf nie, want dan gaan almal dink ek is nie streng genoeg onderwyser nie. Hy sê, daar verloor hy dit. Hy hoor nie eers wat die hoof verder sê nie. Hy dink net, wie gaan my pa, ma bel? Gaan 'n ambulans met daarom kom haal. Dis nie die goeders wat sy gedagtes loop. En toe hy nou weer kom te hoor net wat die skoolhoof sê, en dan kan ons vriende word. Nee, ekskuus meneer, ek het nie gehoor. Meneer praat met hom toe herhaal. Hy sê, jy kom elke middag 10 minute voor die laaste skoolklok lui, kom jy na my kantoor toe. En dan kom kuier jy by my. En dan gaan ek en jy gesels en dan gaan ons vriende word. Goed meneer. Maar jy gaan nou nie vir die ander vertel. Nee meneer. So hy is daar uit met so 'n lang gesig, né? Daar juffrou Smit dink sy het die grootste straf in hierdie ouetjie gedoen, en sy klasmaats dink hy is die held dat hy nog terugkom klas toe en hy lewe nog en alles. En elke middag vir 10 minute is hy na die skoolhoof se kantoor toe. Niemand het ooit uitgevind dat hulle lekker sit en gesels nie. Vriende geword het. Almal het gedink groot straf, baie sleg met hom. En weet jy, dit het my so laat dink. God is ons Vader. Soms is ons so bang vir hom, en eintlik wil hy met ons in 'n verhouding kom. Wil hy met ons in 'n liefdesverhouding kom, wil hy ek met hom beter leer ken en hy vir my. God is ons liefdevolle Vader wat omgee. Ek wil nou kom by my tema, wie se kruis 'n kraan is. As God die Vader hierdie liefdevolle omgee Vader is, wat mooi bande met ons wil bou, en Jesus Christus is die fontein van lewe, dan moet ek by daai kraan wat aan die kruis vas is, waar lewende water uitloop, dis daar waar ek moet drink. En as jy dan vir Johannes 7 bytrek, waar hy sê, strome lewende water sal uit julle binneste uitvloei, en hy dan sê, en dit is die werk van die Heilige Gees in julle lewe, dan weet jy presies waartoe ek op pad is. Ek wil jou vandag weer eens nooi en sê, jy kan nie op grond van ander se geloof in die hemel kom nie. Jy moet met God hierdie lewende verhouding hê, deur Jesus Christus, en hy wil met jou in hierdie verhouding staan. John Patrick skryf, wie saam met Christus lewe, het in sy hart 'n onuitputlike bron van water, wat vrede en vergeet en lewe bring. Oorvloed, ook aan ander. Dan verstaan 'n mens die ou gebed van jare terug. Here, hier is ek, my bekertjie is klein, maar ek kan baie oorloop vat. Kom ons gaan deel dit uit. Here, baie dankie vir u liefde en vir u genade. Dankie dat u liefde in ons lewe en dat ons by u fontein kan kom drink. Help my om 'n totale oorgawe voluit in u te kan glo. Maar Here, dan wil ek ook die strome lewende water uit my binneste laat vloei. Help my om 'n getuie te wees van die grootheid en goedheid, sodat ander ook by u kruis kan kom drink. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. As jy vir die Here 'n dankoffer wil gee,
is jy baie welkom, kyk maar elektronies sodat jy dit kan doen, want ons hele lewe behoort aan die Here, en ons wil net vir hom dankie sê. Maar nou wil hy saam met jou op reis gaan. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader, en mag die teenwoordige inspirasie van God die Heilige Gees by jou wees. Amen.